Hallo daar, wat 'n ongelooflike voorreg om weer met jou te gesels en jou te bemoedig. Elke jaar maak ons nuwejaarsvoornemens, soos ek ook maar doen. En van dit voer ons deur, en dan is daar die ander voornemens, wat al sommer in die eerste week gebreek word. Jy weet waarvan ek praat. Dit het al met my gebeur, waar ek vol hoop was. Die nuwe jaar gaan vir my 'n deurbraak wees, en ek daai lang verwagte werksbevordering gaan kry. Ek het gewag vir 'n ligstraal, 'n wolkbreek, en vir daai perfekte oomblik, regte tyd. En dit het toe nooit gebeur nie. Wat 'n teleurstelling. En nog 'n jaar, 'n nuwejaarsvoorneme wat ek nie kon behaal nie. Net soos in Matteus 14:28, waar Petrus in die vissersboot op die see was, in die middel van 'n groot storm, vasgevang was. Toe sien hy Jesus op die water aankom. Kyk, Petrus kon wag vir die regte oomblik. Of die storm oor is, die regte tyd, beter omstandighede, of wag om eers bietjie nader aan die land te kom. Maar hy het nie eers aan al die dinge gedink nie. Hy het reageer op 'n woord van Jesus. Hy klim oor die boot en hy loop op die water. So my vraag aan jou is, waarvoor wag jy? Jy weet wat die regte ding is om te doen. Jy weet jy moes al op die water geloop het, maar jy's nog binne in die boot. Somtyds is dit 'n stap van geloof om uit jou gemaksone te klim en daai sprong van geloof te neem. Vertrou God om jou bo jou omstandighede te kan laat loop. Waarvoor wag jy? Wanneer vergeet jy van jou verlede? Wanneer vergewe jy die wat teen jou sleg gepraat het? Wanneer seën jy die wat jou vervloek? Ek weet dis moeilik. Jy wag vir iemand om jou liefde te wys. So wanneer wys jy liefde? Wag jy nog 'n dag om jammer te sê? Of ek is lief vir jou? Of om te gee? Of wanneer vergewe jy jouself vir dit wat jy oor jou eie lewe gebring het, dat jy niks kan aandoen nie? So skuif jou vrees een kant toe. Waarvoor wag jy? Gee God 'n kans in jou lewe. Ek weet, partykeer het ons goeie verskonings waarom ons wag. En dis redelik, dis goeie verskonings. Soos Moses, wat sê, maar ek is nie 'n man van woorde nie. Swaar van mond en my tong maak foute partykeer. As God dit gesê het, dan glo ek dit en doen dit sonder twyfel. Petrus moes oor die boot klim. Dawid moes daai klippie in die slingervel sit en dit gooi. Moses moes sy hand met die stok oor die water uitsteek. By die bruilof moes die manne die kanne vol water maak, sodat dit kan verander in wyn. Hulle moes om die muur van Jerigo loop, sodat dit kan val. En hierdie stories is legio in die Bybel. So, waarvoor wag jy? Stuur gerus die boodskap rond op sosiale media, of wys dit vir iemand. Dit mag dalk net hulle aanmoedig om iets goeds te doen vir die jaar. Mooi bly en 'n mooi jaar vir jou.